Ons dankie dat ons met soveel oorgawe en soveel vreugde en soveel confidence in U kan loof en kan prys, Here. En dat ons alle dinge kan neersit voor U. Here, dat ons kan surrender tot die een wat weet, wat lei, die een wat voorloop, the head of this church, Here. Ons gee U glorie vir Sondag, ons gee U glorie vir die derde dag, ons gee U glorie dat U opgestaan het. Enige iemand kon sterf, Here, maar nie enige iemand kon opstaan nie. Dankie Vader, dankie Jesus, dankie Heilige Gees. Ons gee U glorie. Amen. Amen. Nou soos jy daar net jou sitplek inneem, wil ek hê jy moet net swaalf in die atmosfeer bly. Ons het 'n videoetjie vir jou wat so treffend is. Toe ek het gekyk het ek amper trane in my oë gekry, want dit is so mooi. Sien jouself in hierdie video. Amen. Ons speel hom. Dankie. Ek het net my werk gedoen. Bevele uitgevoer sonder om te voel. Nog 'n man, nog 'n kruis, nog 'n dag, nog 'n dood. Ek het nie gevra wie hy is nie. Ek het nie opgekyk in sy oë. Net die spykers, net die hout, net die klank van pyn en bloed. Maar iets was anders daai dag. Iets het my stil gemaak. En toe hoor ek U sê, Vader vergeef hulle. Hoe kan U my sien en nog steeds lief hê? Ek slaan die spykers in, maar U dra my sonde. U kyk deur my skuld en noem my steeds kind. Halleluja. U het my ook vergewe. Hy het nie geskree nie, hy het nie terugbeklei. Net stilte, net vrede, in die middel van die pyn. Ek het sy oë ontmoet, geen haat, geen oordeel daar. Net genade wat kyk, reg deur wie ek is. En toe breek iets in my, wat ek nie kon keer nie. En toe hoor ek U sê, Vader vergeef hulle. Hoe kan U my sien en nog steeds lief hê? Ek slaan die spykers in, maar U dra my sonde. U kyk deur my skuld en noem my steeds kind. Halleluja. U het my ook vergewe. Dit was my hand, dit was my skuld, dit was my sonde. Wat U daar hou, maar dit was U liefde, wat U wou los nie, selfs aan die kruis het U my gekies. Was hy net 'n man? Of die seun van God? En nou hoor ek U sê, Vader vergeef hulle. Self vir iemand soos ek, is daar
nog genade. Die graf het gebreek, die dood het verloor. En ek wat omkruisig, word niet gebore. Halleluja. Hy het ook vir my opgestaan. Vanoggend wil ek nie vir jou 'n preek gee nie. Ek voel so terwyl ons hierdie lied geluister het en die hele oploop na hierdie Sondag toe, kom hierdie woorde oor en oor by my op en ek het nou nie dit voorberei om vir jou te sê vanoggend nie, maar die woorde terwyl. En ek wil jou uitnooi vanoggend, ek ervaar so dat die Gees van die Here spreek met my om vir jou te sê, dat hier is dalk grepe in hierdie boodskap wat vir jou gaan sinvol wees. Miskien terwyl ons die inleiding doen, terwyl daar 'n skrif, dat die Here met jou sal praat, want as jy nie hierdie boodskap verstaan nie, van Vrydag tot vandag toe nie, dan sal niks in hierdie lewe ooit vir jou sin maak nie. Jy sal hoor van hoop, maar jy sal dit nooit ervaar nie. Jy sal hoor van lewe, maar jy sal dit nooit kan lewe nie. Die tomb, die graf sal nooit vir jou oopmaak nie. Ek wil met jou praat vanoggend, mag dit so deurkom soos wat die Here wil. Miskien gaan ek bietjie af kan wyk, miskien net so hoe ek nou voel, dat die woorde terwyl jy miskien jou gedagtes laat gaan en vir 'n oomblik nie na my luister. Dis net vanoggend. Volgende week mag jou gedagtes nie dwaal nie. Maar laat jou gedagtes gaan. Miskien is die Here besig met jou oor 'n saak, oor 'n begrip, oor 'n waarheid. Laat die Gees vanoggend toe om in jou te werk. So belangrik, is so kragtig. Vanoggend wil ek met jou praat oor die klip, die lam en die leeu. En ek glo dat werk die skerme agter ook asseblief vir my. Ek wil vir jou lees vandag net, en op die eerste dag van die week kom Maria Magdalena vroeg, terwyl dit nog donker was. Kom sy by die graf en sien dat die steen van die graf reeds weggeneem was. Ons het Vrydag gesien dat die lam letterlik vir ons gekruisig is, vir ons geslag is. Sondagoggend sien ons die klip en ons sien dat die leeu opgestaan het. Ons hoor dat die leeu opgestaan het. Ons het alles gesien in die afgelope week voor ons afspeel, van Palm Sondag tot by die kruis. Die lam met die stad binnegekom, die lam is geondersoek, die lam is letterlik uitmekaar getrek met vrae. Hy het voor Pontius verskyn, hy het voor Herodes verskyn, en hy het letterlik voor Caiaphas verskyn. Hulle het hom ondersoek, hulle het letterlik gekyk waar kan hulle fout kry. Hulle het hom die skuld gegee. En dan lees ons daar in die skrifte dat 3 keer sê Herodes dat ek vind geen skuld in hom nie. Ek vind geen skuld in hom nie. Ek vind geen skuld in hom nie. En Jesus slaag hierdie ondersoek. Maar ons sien dat hulle hom tog behandel soos iemand wat gefaal het. Iemand wat die toets gedruip het. En ons sien Vrydag hoe hy gestraf is en hoe dit oneties die mensdom optree, soos wat ons nou gesien het in die lied ook. Ons sien hoe Jesus geslag is en dat daar verraad is en ons sien die pyn van Jesus. Ons het dit alles beleef Vrydag en dan kom ons en ons word hy in die graf gesit. Hy word in die graf gesit
En dan word daar 'n groot klip voor hierdie graf geplaas. En ek wil met jou praat hieroor, en dalk is dit 'n segment in jou lewe. Daar word 'n groot klip voor hierdie graf gerol. 'n Klip, net so by the way, hierdie klip was amper 30 centimeter in diameter. Lang storie kort, hy het tussen 1 en 2 ton geweeg. Dit het tussen 8 en 10 mense gevat om met 'n hefboom hierdie klip in te rol en toe te maak. Van binne af is dit onmoontlik om hom weg te rol. Van buite kon hulle hom nog oopmaak, maar is onmoontlik vir 'n vrou om hierdie klip weg te gerol het. Maar hierdie klip sê iets. Ons praat vanoggend oor die klip, en ons praat oor die lam, en ons praat oor die leeu. Die klip sê vir ons dat dit is klaar. Die klip sê vir ons, dis alles verby. Die klip sê vir ons, daar is geen hoop meer nie, daar is geen deurgang nie. En dan sien ons vroeg daardie sonnagoggend, terwyl dit nog donker is, kom Maria en die vrouens daaraan. 'n Ander vertaling sê letterlik, en hulle sê vir mekaar, miskien 'n segment in jou lewe vanoggend, en hulle sê vir mekaar, wie sal vir ons daardie klip voor die opening van die graf wegrol? En ek wil vanoggend vir jou praat en sê, en hier kom die openbaring. Toe hulle daar kom, jy kan die skrif gaan lees self, en jy weet, toe hulle daar kom, was daar nie meer 'n klip voor die ingang nie. Toe hulle daar aankom, toe is die klip reeds weggerol. Toe hulle daar kom, toe is die graf steeds, of in daardie oomblik was die graf oop, en ons sien hierdie woorde wat die heeltyd oor my maal vir hierdie boodskap, sien ons dat God beweeg voordat, of kan ek hierdie vrys sê, God beweeg voordat hulle daar aangekom het. God beweeg voordat hulle daar aangekom het. En ek wil vanoggend vir jou hierdie boodskap gee, dat Johannes 20 sê dit so duidelik vir ons, vers 1, terwyl dit nog donker was, het Maria Magdalena en die vrouens daar aangekom. Die wonderwerk het nie begin toe dit lig word nie. Die wonderwerk is nie in die lig gedoen nie. Die wonderwerk het in die donker begin. Terwyl hulle daar op pad was, terwyl hulle nog stap, terwyl hulle wonder hoe gaan hierdie klip weggerol wees, toe hulle daar aankom, toe is die klip klaar weggerol. Ek doen baie troues, en een slegte ding van troues is, jy moet maandag na binnelandse sake toe gaan, en dan moet jy in daai rye gaan sit, en dan moet jy hierdie dokumente ingee. Eendag toe kom ek by die binnelandse sake, en die rye peel letterlik by die deure uit, dit is letterlik op die sypaadjie af. Dis dubbeld rye, en ek staan daar, en ek dink by myself, dis belangrike dokumentasie, ek moet hierdie dringende papiere moet ek inhandig, maar terwyl ek daar staan en dink hierdie gaan die heel dag vat, toe kom ek weet nie of jy hulle Potty ken nie, maar hy's 'n bekende daar, en hy roep my naam, en hy reël dat ek heel vorentoe stap, en ek kan my sake hanteer, want hy sê vir my, is dit gereël. Julle kan hoor waantoe ek gaan met hierdie storie, maar dit het genuine so gebeur, maar ek was reg om te wag, ek was reg om te stres, ek was reg om spanning en vrees en tyd in ag te neem, maar tussenin is alles afgehandel, terwyl ek nog daar staan, terwyl ek nog sit en wonder, terwyl ek amper 'n spanning in my kry, het iemand reeds 'n plan gemaak. Vanoggend die wonderwerk het nie begin toe die son opkom nie, dit het gebeur terwyl dit nog donker was. Niemand het die klip sien wegrol voor hulle oë nie, dit was reeds weg gewees. Die klip was reeds weg gewees. En dit laat my dink aan hierdie woorde wat ek nou vir jou oor en oor vandag gaan sê, God werk voordat jy dit nog kan sien. Dis die boodskap vanoggend, dis die boodskap van die kruis. Net oomblikke voordat Abraham letterlik vir Isak doodsteek met 'n mes, ewe skielik
terwyl hy besig was, gaan sy oë oop en hy sien die ram wat die skrif sê was reeds daar. Ons sien dit in Josef se lewe in Genesis 45, dan kom hy aan die einde van sy lewe en praat hy met sy broers en sy broers is so skaam om te ontmoet, want hulle het hom verkoop en in 'n tronk gegooi. Dan sê Josef hierdie woorde: God het my vooruit gestuur. Ons sien dit in Dawid en Goliat se lewe, dan sê Dawid in hierdie woorde en alles het te doen met Jesus en dan sê hy: vandag het die Here die vyand in my hande oorgegee. Vandag sal ek vir Goliat wen. Ons sien dit in die kruis, waar Jesus of God sê in die skrif, Efesiërs 1:4, dan sê hy, en hy het Jesus uitverkies voor die grondlegging van die aarde, om heilig en sonder gebrek voor hom in liefde te wees. Ons sien God is nooit laat nie. Hy's altyd vooruit. Miskien moet jy hierdie woorde hoor, God is nooit laat nie, hy is altyd vooruit. En miskien loop jy vanoggend met een van hierdie probleme. 'n Probleem soos een van hierdie vrouens, Maria, gedra het. Hulle dra 'n probleem wat hulle nie weet hoe hulle dit gaan oplos nie. Hulle dra 'n probleem, wie gaan hierdie klip vir ons wegrol? Hierdie klip was nie klein nie, hy was nie lig nie, dit was 'n groot, massiewe klip. Dit was 'n swaar klip en dit was onmoontlik vir 'n paar vrouens om hierdie klip te beweeg. Maar hoor, hier's 'n segment vir jou vanoggend. Dit het nie gemaak dat die vrouens terugdraai nie. Hulle het aangehou stap. Hulle het letterlik aangehou stap, hulle het nie omgedraai toe hulle dink hierdie 2 ton klip gaan ons nie kan wegdraai nie. Ons staan met al die speserye, ons gaan om Jesus se liggaam te balsem. Terwyl hulle loop, kan ek dit noem, loop hulle met 'n klip in hulle eie hart. Maar hulle stop nie, hulle hou aan beweeg en miskien is dit 'n boodskap vir jou. Hulle het nie 'n plan nie, maar hulle het toewyding. Hulle het nie 'n plan nie, maar hulle het 'n honger en 'n begeerte na om wat ons Vrydag gehoor het, kom net nader. Hulle stap, hulle draai nie om nie. Hulle het 'n hart van toewyding en sê, iets roep my, iets trek my, al weet ons nie, hoe gaan ons daar kan inkom nie. En ons noem dit toewyding, ons noem dit nader tot God, en soms verstaan ons nie al die dingetjies wat aangaan in ons lewens nie, maar ek wil vir jou herinner, as jy kan aanhou beweeg, as jy kan aanhou jou oë op die kruis, aanhou op die lig kan hou, al maak dinge nie vir jou, al het jy selfs nie 'n plan nie. Miskien sit jy vanoggend hier met 'n klip van verhouding, 'n klip van finansies, 'n klip van huwelik, 'n klip van oor jou kinders dalk, 'n klip van oor ek het gebede wat net doodstil geraak het. En jy vra vanoggend, wie gaan vir my hierdie klip wegrol? Wie gaan vir my hierdie klip optel? En dis 'n vraag. Mense, hier's 'n segment. Terwyl ek praat, ek ervaar so dat die Gees met jou werk vanoggend. As 'n klip voor, wie gaan vir my die klip wegstoot? Hy swaar, is onmoontlik, is 'n vraag wat ons almal vra, ergens in ons lewens, wanneer dinge te groot raak, wanneer dinge letterlik te swaar raak, wanneer dinge buite beheer raak, dan vra ons hierdie, wie gaan vir my die klip wegrol? Ek wil vanoggend herinner aan wie God is, wat sê terwyl hulle nog vra, terwyl hulle op pad is, het God reeds begin werk. Want God is nooit laat nie, God is altyd vooruit. En dis die God met wie ons te doen het. Hy kyk na hierdie wêreld, alles is oop en bloot met wie ons te doen het. Terwyl ons wonder, wat gaan ek doen, het hy reeds begin werk. Jy sien nog die probleem, dan sien God letterlik die antwoord en die oplossing. Jy sien die graf en jy sien die steen, maar God sien die oop graf. Ek wil jou vanoggend regtig bemoedig en inspireer. Die goed wat jou wakker hou in die aande, is nie 'n verrassing vir God nie.
Maar daar's 'n paar goed en asseblief help my en laat my toe om bietjie momentum te bou. Maar die skrif sê in Matteus 28, 'n engel van die Here het neergedaal en op die klip wat weggerol is, het hy daarop gaan sit. Ja mense, hierdie is dalk nie vir jou die grootste openbaring nie. Maar die engel, aardsengel, wat sterk is en by magte is, om met 'n pinkie hierdie klip weg te rol. Luister mooi, dat die engel het nie die klip weggerol, sodat Jesus kan uitkom nie. Die engel sit letterlik op die klip, en hy wag vir hierdie vrouens om aan te kom. Iets is reeds gedoen. En terwyl die engel op hierdie klip sit, kry ons die verklaring en sê, dis eintlik wat hierdie engel vir ons probeer sê, dis klaar, dis letterlik, dis verby, dis gewen. Vrydag se woorde was, dit is volbring. Sondag se woorde is, ons het oorwin. Vrydag se woorde is, dit is volbring, maar Sondag se woorde is letterlik, ons het oorwin. 'n Engel wat sit, nie staan nie, nie reg vir geveg nie, wat sit, en vir hierdie vrouens 'n boodskap gee, wat letterlik, mense, ek hoop jy vang hierdie openbaring, die klip is nie weggerol, dat Jesus kan uitkom nie. Jesus, as jy daaroor gaan lees, Johannes 20, gaan sien ons, hoe Jesus deur geslote mure en deure loop. Hy loop reg deur dit. God is God. Dan lees ons daar in Handelinge 2 vers 24, God het hom opgewek, Jesus, nadat hy die smarte van die dood ontbind het. Dan sê hy, want dit was onmoontlik, dat die dood of die graf Jesus daar binne kon gehou het. Gelees hy versie. Hy sê, let ek, as ek hom weer vir jou kan lees, God het hom, Jesus Christus, opgewek, nadat hy die smart van die dood ontbind het, want dit was onmoontlik, dat die klip of die graf of selfs die dood hom daar sou kon hou. Nou jy moet dit kan besluit, glo ek dit? Dis iets wat God reeds gedoen het. Dis soos 'n ma wat haar kind wat speel in die sitkamer en dan vat sy hom vanaand om te gaan slaap, maar terwyl hy slaap, gaan sy en sy gaan maak alles mooi skoon, dat as die kind môreoggend afkom van die trap, dat hy nie val oor dieselfde speelgoed nie. Jy sien, terwyl hy slaap, toe sal iets gedoen. Nou die aand gaan eet ons uit en ek sien langs ons sit daar so 'n pa en 'n paar jong kinders en die jong boetie en sussie tart mekaar so oor die tafel en hulle beklei so mooi. Dit klink nou verkeerd, maar maar die ma sien, sy sien dat daai koeldrank gaan in die slag bly. En terwyl hulle so lekker speel, skuif sy stilletjies die glas koeldrank weg. Iets is reeds gedoen. En mense, vanoggend, die klip word nie weggerol sodat Jesus kan uitkom nie. Die klip word letterlik weggerol dat jy kan inkom. Dat jy kan sien, dat jy kan begin glo. Ek lees hierdie week 'n artikel wat, dis soos iemand wat skuldig is, wat in 'n hofsaal sit, in 'n hof. En hy skuldig, en hy weet hy skuldig, maar hy sit buite die hof, terwyl die advokaat en die prokureur vir hom sy saak verteenwoordig. Hy sit buite die hof en bewe van die vrees. Hy sit letterlik en het angs oor wat met hom gaan gebeur as hierdie deure moet oopgaan. Hy wil weghardloop, maar hy het nêrens omheen te hardloop nie. En ewe skielik maak die deure oop wat sê, hierdie saak is nou klaar. En dan staan die advokaat daar en sê, of jy vra, wat is die verdict? Wat is die
toekoms? Wat is die einde? Wat is die finale uitspraak? Wat is die finale besluit? En dit hang jy in jou keel, sê dit nou maar net. En dan kom hierdie woorde, iemand het jou skuld vir jou betaal. Iemand het vir jou geboet, iemand het dit gedra, iemand het dit betaal. Mense, vanoggend wil ek vir jou gesê, dat God rol nie net klippe weg om dit vir jou makliker te maak nie. Soms rol hy vir jou klippe weg om vir jou 'n openbaring te gee. Hy gee jou 'n openbaring, dat die graf is leeg en God het oorwin. En vanoggend rol hy hierdie klip uit, en jy sit dalk vanoggend hier, en jy moet die res van die jaar moet jy face, en jy, wat vir jou soos 'n einde lyk, dis wat die opstanding sê, dit wat vir jou soos 'n einde lyk, is dalk 'n ingang. Ek skryf hierso, dis soos 'n deur wat toemaak, en jy dink dis die einde, dis nou die einde. Maar jy besef, jare daarna, dat hierdie nie jou bestemming was nie. Dat dit eintlik 'n gang was, wat jou na 'n nuwe deur gelei het. Met ander woorde, jou verlies, kan dalk die geboorte wees van iets nuuts in jou lewe. Daar's klippe in ons lewens, dat ek vanoggend weer in 'n segment vir jou wil sê, waar dinge toevoel, waar dinge miskien vir jou voel stil, waar dinge miskien vir jou voel, hoor hierdie is die einde. Hoor net 'n bietjie wat sê Openbaring aan, lees ons die einde van die boek wat gaan oor opstaan, sê, kyk, ek het voor jou 'n geopende deur gegee, wat niemand kan sluit nie. Dit lyk soos toe, maar God kan dit oopmaak. Dit lyk en voel soos 'n verlies, maar dit kan na nuwe lewe toe lei. Dit voel en lyk so stilte, maar dis voorbereiding. En ek wil vanoggend jou uitnooi en sê, wat is jou klip? Jy mag dalk 'n klip hê van vrees en skuld en skaamte. Jy mag dalk 'n klip hê van finansies, jy mag dalk 'n klip hê wat jou letterlik, wat in jou skoen is, wat jou seer maak. Ek dink vanoggend daaraan, terwyl ek voorberei, jy kan 'n klip dra wat sê, weet jy hoe baie keer het ek al vergifnis gevra vir hierdie sonde? Maar as ek my kry, dan doen ek dit weer. Dat jy partykeer nie eens wil kerk toe kom nie, want jy voel skuldig. Maar selfs vir jou wat so voel, dat ek oor en oor daardie sonde doen, terwyl jy net nog die begeerte het, terwyl jy net nog die toewyding het, die begeerte het, iets trek my nader aan God, kom nader, sê hy. Hy sê, want God is by magte, dat dit wat jy 'n einde van sien, kan God 'n begin van maak, want die klip is nie groter as God nie. En ek wil jou uitnooi vanoggend, dat die klippe in ons lewens, dat jy nie sal wegdraai nie. Party van julle is so mooi op pad. Party van ons is letterlik op die pad na jou roeping toe, na jou volgende level van standaard van lewe af. En die Here roep uit oor jou vanoggend en sê, moet net nie wegdraai nie. Wees soos Maria en die ander vrouens, wat op pad is na die graf toe, en wat 'n worry het in hulle hart, wat 'n besorgdheid het in hulle hart, wat 'n klip dra in hulle hart, wat wonder, hoe gaan ek hierdie pad klaarmaak? Hoe gaan ek hierdie stof paai? My voete het seer, my hart het seer, ek is verloor, ek voel eensaam, ek voel liefdeloos. Dan sê hy, kyk net weer 'n bietjie, raak net 'n bietjie stil. Dan kyk jy weer, want dalk is dit nie 'n graf nie. Dalk is dit 'n oop deur, dalk is dit 'n ingang na iets nuuts toe in jou lewe, wat God reeds daar was, en God is reeds besig, as jy net kan instap en dit kan raak sien. Ek wil dit vir jou saamvat vanoggend, en gaan nie lank praat daaroor nie, want jy's of by die klip, of jy's by die lam. Jy sien, Vrydag is dit letterlik, is daar 'n klip. Ek wil vir jou sê, daar's 'n klip, en die klip is massive. Ons kon nie daai klip hier inkry nie. Hy was groot gewees. En hy's swaar. En is 'n groot klip, en is 'n swaar klip. En dan Vrydag word die lam agter hierdie klip geplaas. Agter hierdie klip word die lam, wat gebreek is,
die lam wat geslag is, die lam wat nou stil is, die lam wat geoffer is. Hy's nou agter hierdie klip. En dit lyk asof alles verby is. En jy weet waartoe gaan ek, en jy weet hoe ons gaan op 'n haai eindig, maar is jy op 'n haai? Verstaan jy wat hier aangaan? Dat ek lewe met klippe. En ek worry soms, hoe gaan ek dit maak? Maar as jy jou kan toewy aan hom en sê dit maak nie saak, al voel ek hoe ver van hom af, ek loop nog steeds hierdie pad, al is ek onseker, al het ek pyn, dan kom ek by hierdie klip aan, dan sien jy, maar God het klaar die klip weggerol. Jy sien, Openbaring sê dit so mooi, kom ek lees gou vir jou Openbaring 5, en ek gaan amper afsluit, dat jy kan aandag hou, en dat jy kan sien waant ons op pad is. Hy sê, en ek het ook gesien, ons het hierdie liedere gesing vanoggend, in die middel van die troon staan daar, skus tog, kom ons begin by 5, die leeu wat uit die stam van Juda is, hy het oorwin om die boek oop te maak en sy 7 seels te breek. En dan die versie net daarna, en ek het ook gesien, in die middel van die troon staan daar 'n lam, asof hy geslag is. Weet jy, as kind kon ek nooit hierdie twee by mekaar sit nie. In my kinderbybel, dan's daar 'n leeu, maar 'n lammetjie langs die leeu, en ek kan nie verstaan dat die leeu en die lam, wat probeer God met ons praat hierso? Ek het dit vir jou opgesom, en kyk, dis wat die skrif sê, kyk, die leeu het oorwin. Maar toe hulle kyk, wat het hulle gesien? Hulle sien 'n lam wat geslag is. Daar's twee. Dis die lam en die leeu. Jy sien, terwyl dit donker was, het iets begin beweeg in die stil Saterdag wat ons gister genoem het. En dis die wonder, dis die water in die wyn, dis die byl wat op die water dryf, dis die onmoontlike wat moontlik raak. In die graf, terwyl die klip daar is, agter hierdie klip gebeur iets. Terwyl ons wag, gebeur daar iets, en God maak van die lam, maak hy 'n leeu. En ek gaan dit nou vir jou verduidelik, dat dit is dieselfde Jesus. Hy is die lam, maar hy is ook die leeu. Die lam is vir ons geslag, die leeu het vir ons opgestaan. En ek wil gou vir jou 'n paar wonderlike feite gee. Want nou het jy bietjie ongemaklik gevoel toe Brigitte vir jou sê, roar like a lion. En al wat ek kan aan dink is, Lion King, en ek wens ek kan nou brul, dat hierdie mure kan, maar daar's iets rondom 'n leeu. Weet jy wat, toe ek hier gaan kyk, daar's 'n fisiese voorkoms van 'n leeu, wêreldwyd word die leeu geken as die koning van die diere. Weet jy hoekom? Want hy lyk letterlik vreesloos. Hy het 'n dominansie aan hom wat sê, ek is in beheer. Ek het gesag en ek koninklik is het 'n leeu altyd 'n beeld van 'n uitgekerfde rots van 'n leeu. Hoekom? Sy manhare verteenwoordig die kroon. En 'n leeu lyk altyd so kalm, en hy is kalm, want hy's in beheer. Hy's vreesloos, hy's onaantastbaar. Luister net gou, ons sluit af. Die leeu is onaantastbaar. Die Bybel sê, God se stem is soos 'n brullende leeu. Amos 3. Jesaja 31 sê, dat 'n leeu wat oor sy prooi staan, skrik vir niks nie. Het jy geweet, dat as ek nou sou skree op die toppunt van my stem, weet jy hoe ver sal my stem weer klink, hier in George? Letterlik 100 tot 150 meter. 'n Vrou, natuurlik bietjie skerper, bietjie tone anderste. Haar stem, luister gou mooi, is 'n feit. As dit stil is, en in die nag, sal 'n vrou maksimum kan gil, met die woorde op gil, sal haar stem
tot 300 meter gehoor kan word. Weet jy dat 'n gebrul van 'n leeu, weet jy hoe ver word 'n brul van 'n leeu gehoor? Tot 8 kilometer ver. En as hierdie leeu brul, dan raak die aarde stil. Alles luister nou, want almal weet, die koning praat nou. 'n Leeu se brul verander alles in die omgewing. En die opstanding, mense, hier is jou openbaring. Die opstanding verander God jou gil na 'n bril. Ek kyk dit vanoggend, ek wens ek kon dit my tema maak, dat God jou gil verander na 'n bril. As jy vanoggend kan glo, ek is saam met hom opgewek. As jy vanoggend kan glo, dat hy maak my gelykvormig aan die beeld en die gelykenis van sy seun, Jesus Christus. As jy vanoggend kan glo, dat hy in jou inkom en in jou kom woon, as jy vanoggend kan glo, dat daardie Gees in jou roep uit Abba Vader, die Gees brul uit Abba Vader. Dis soos Maria wat loop na die graf en iets trek haar, iets roep haar, alhoewel sy nie weet wat nie, al sy nie weet hoe ek 'n plan nie, ek weet nie hoe nie, iets brul in haar, soos Romeine ons sê, dit roep uit die in ons binneste, Abba Vader. En weet jy, ek kom agter, dat soms lewe ons lewens met 'n gil. Ons gil van die pyn, ons gil van die vrees, ons gil van die onbekende. En weet jy, jy moet vanoggend 'n besluit kan neem. Ons aanbid nie 'n God wat gil nie. Hy sê, as hy praat, dan is dit soos 'n hamer wat rotse breek. As God praat, dan is dit soos 'n berge wat skud. As hy praat, is dit 'n hele berg, as hy teenwoordigheid toe, so kan rook die berge. As iemand aan daai berg, dan word hulle dood. God se teenwoordigheid, God se stem. So met ander woorde, mense, vanoggend wil ek jou vat. En hier is dit vanoggend vir jou. Jou situasie reageer nie op 'n gil nie. Dit reageer met die buig voor sy bril. Jy veg nie vir oorwinning nie. Jy staan in die ego, in die ego van wat reeds gebrul het en aanhou brul. Die krag van sy stem. En jy moet vanoggend besluit, glo ek in my stem of glo ek in die stem van sy gebrul? Dis dieselfde Jesus. Dis dieselfde Jesus. Hy is die lam wat vergewe. Maar hy is ook die leeu wat sê, jy is vry. Hy is die lam wat sê, dit is volbring, maar hy is die leeu wat sê, dit is oorwin, lewe nou daarin. Hy is die lam wat sê, ek aanvaar jou, maar hy is die leeu wat sê, jy moet nou verander. En ek wil jou vanoggend vat en sê, daar's klippe in ons lewens, van vrees en skuld. Maar die lam het gesterf, en die leeu het opgestaan. En daardie leeu rol nog steeds klippe weg. As hy brul, dan is die aarde bewus. En ek nooi jou vanoggend uit. Glo jy dat God steeds besig is?
Glo jy dat hy werk, al is jy nog op pad? Glo jy dat, hoorie, dit lyk vir jou verby, maar as jy geloof, as jy in hierdie God kan glo, wat die onmoontlike moontlik maak, dan brul hy in jou binneste. Glo jy dat hy vanoggend jou gil, jou vrees, jou menslike pogings, jou menslike vrese en omstandighede, glo jy dat jy gil in 'n bril? Glo jy dat die gees kan die vlees oorheers? Glo jy dat, die geestelike is meer 'n werklikheid as die vleeslike waarin ons lewe? Ja, weet julle, mense, Vrydag na kruisiging loop ek en ek dink by myself. In my binneste bid ek eintlik vir die persoon. Ek wonder hoe gaan dit met hierdie persoon? Ek het hierdie verlange, ek is aangetrek, ek is toegewyd. Terwyl ek kan dit nou maar sê daar in die nuwe mall, ons het mos nog nooit 'n nuwe mall gesien nie, daar in Hartenbos, ons loop daar. En is so boring, ek stap daar uit en dog, ag, Here, maar ek dink aan hierdie ou. Mense, ek beloof jou, terwyl ek aan hom dink, terwyl ek vir hom bid, ek sê vir myself, ek sal seker hierdie ou nooit raakloop in 'n mall nie. Ek stap uit, ek loop in hom vas. Ons connect. Ek het 'n geleentheid om vir hom te sê, yes, jy's 'n great mens. Jy moes eintlik 'n pastoor gewees het. Jy het 'n liefde. Ek kon hom bemoedig. Ons kon wegstap. Mense, die gees is meer 'n werklikheid as jou vlees. As jy ingestel kan word en glo aan wat ons hier uitgebeeld het, glo aan die opstanding, dat die graf is leeg, die klip is weggerol, die leeu brul, en dit was onmoontlik, dat die dood in hierdie graf gehou kan word nie. Hy het uitbeweeg, en daar waar die leeu loop, breek goed oop. Het laat my nou dink aan Petrus wat sê, die duiwel loop rond soos 'n brullende leeu. Pas op. As jy hierdie goed glo, as jy hierdie goed verstaan, mense, dan gaan jy kan onderskei tussen die bril van God en die bril van die duiwel. Kilometer ver, hy roep jou, hy is alomteenwoordig, en dan roep hy jou en sê, ek wil persoonlik met jou raak, ek is alomwetend, maar ek ken jou naam, ek is almagtig, maar ek wil jou versorg. Yes, dis hierdie God, wat opgestaan het, wat jou hulp, en jou wil versorg vanoggend. Ek wil hê jy moet jou oë toemaak, en ons gaan hierdie geleentheid so afsluit, want jy's ergens, het jy 'n klip, ergens is jy soos Maria wat stap en sê, ek weet nie, ek is mismoedig. Jy weet, Judas het omgedraai. Maar Maria en die vrouens het aangehou stap. Ten spyte van hulle uitdagings, probleme en hindernisse, het hulle aangehou stap. Ek vra jou, die Here vra jou, die Gees vra, moenie ophou stap nie. Moenie ophou beweeg nie. Moenie ophou kyk, moet jou oë nie van die kruis afhaal nie. Moet jou oë nie van die lig afhaal, moet jou oë nie van die klip of die kruis of die graf uithaal nie. Want as jy daar kom, gaan jy teleurgesteld wees nie. Jy sal sien, ek was reeds besig. Ek het jou op jou pad gelei, al voel dit soos 'n grondpad, al voel dit seer en jy het op dorings geloop. As jy daar kom, sal jy sien en jy sal erken dat my God het my gelei tot hier toe. Ek was in 'n gang, hy het 'n ander deur vir my oopgemaak. Want God sê, as jy hom liefhet, alles sal ten goeie meewerk. Hy het opgestaan en nou lewe hy binne in jou. Hy praat met Jesus binne in jou en Jesus lei jou
na links en regs toe wat ons nie altyd lekker verstaan nie. Maar die grootste hoop wat ons het, is dat jy vanoggend daardie besluit moet maak, ek het nie die mens nodig nie, ek het die God nodig. En ek bid dit vanoggend vir jou. Neem daardie besluit. Maak daardie besluit. Ons het Vrydag jou uitgenooi. Jy sal 'n dwaas wees as jy dit nie kies nie. Die lewe en die dood stel ek voor jou. En ek weer eens vra jou geduld en sê jy, hier's tussenin grepe. En nou gaan ek vir jou bid. Terwyl almal se oë gesluit is, wil ek jou vra, dat as jy ingesluit wil word by hierdie gebed en sê, ek het lank genoeg gegil. Ek is moeg vir die geluid van my gil. My gil trek ook nie verder as 100 meter nie. Ek het die gebrul nodig. Ek het nodig dat iets beweeg terwyl hierdie God in my brul. Goed losmaak, hoop losmaak, inspirasie losmaak, werk losmaak, toekoms losmaak in hom. Terwyl jou oë gesluit is, wil jy nie net jou hand opglip en sê, sluit my in by hierdie gebed. Ek het nodig om vir altyd te lewe. Al sal jy sterf, jy is opgewek saam met hom. Dat wanneer jy sterf, is jy by hom. Die God wat alles ken, alles verstaan en jou so lief het. Ek gaan dit nie uitrek nie, maar dis 'n Sondag wat jy dit nodig het. Of weet jy wat? Ali Maria staan. Dit het nou nie met bekering uit te waai nie. Jy is op pad, maar jy voel dit is nie 'n plan nie. Op grond wil Ali Maria's nie staan nie. Jy is op pad, maar jy weet nie hoe nie. Jy het dalk wysheid nodig. Jy het openbaring nodig. Jy het onderrig nodig. Jy het die Gees van God nodig om jou te lei. Here, in Jesus naam. Here, laat die Gees, Here, u opstandingsgees oor elkeen nou kom, elke Maria. Here, laat die Gees oor hulle uitgestort word, dat hulle net bekragtig sal word, dat hulle bene nie sal lam word nie sal moeg word, nie sal mat word nie, maar dat hulle sal aanhou beweeg en vertrou hê in u. Ek bid vir al die Maria's in Jesus naam. Ek bid nou vir die lam, miskien is jy nie lam en jy voel swak. Het voel vir jou asof jy dinge nie uitwerk nie. Jy sien, ons is verras daardeur. Ons wou gehad het, die koning moet kom met beheer en krag en koninklik. Maar Jesus kom as 'n lam en hy word geslag en hy word letterlik uitgetrek. Miskien voel jy op daardie plek. Here, ons bid nou vir hulle in Jesus naam. In Jesus naam. Here, dat u elke gebrokenheid sal elke siekte, Here, sal genees. Want deur u wonde het daar genesing gekom vir ons, juis op hierdie dag. Here, dat u wil hê dit moet met ons goed gaan, soos wat dit met ons gees goed gaan, Here. Ons bid nou, Here, vir elke lam, Here, vir elkeen, Here, wat, Here, voel hy's geslag, Here. Dankie dat u geslag is vir my, dat ek, Here, kan opstaan. Here, en dan is daar die leeu's, Here. En ek weet, Here, nou toe ons sing, is dit sommer net symboliek. Maar Here, daar's 'n leeu, Here, wat wil brul en bruis in jou, wat wil opstaan in jou, wat wil opstaan in jou, wat jou by die hand wil vat en jou wil lei, wat wil hê jy moet saam met hom stap en niks hoef te vrees nie. Vreesloos en op my te vertrou, stap saam met my, soos ek saam met jou stap. Ek gee jou vanoggend my Heilige Gees, ek stort dit uit oor jou.
van Juda, die stem van God, die opstanding wat heers in jou binnekant. Ons roep dit uit, Here, in Jesus naam, in Jesus naam. Amen en amen en amen. Liewe gemeente, ekskuus, ek sien nou nie daar agter nie. Betty sê, sy het Vrydag verjaar en iemand het haar geluk gewens. Is dit Betty? Sorry, ek kan nie